Wanneer is iemand 'n goeie vriend? Is jy 'n goeie vriend of is jy 'n slegte vriend? Ek dink 'n goeie vriend is iemand wat jou help. Dis nie iemand wat jou misbruik nie. Dis iemand wat by jou wil wees, dis iemand wat by jou kuier, dis iemand wat vir jou omgee, net belangstel, besef as jy deur 'n krisis is, saam met jou te wees. Ek dink ook dis iemand wat jou nie veroordeel nie, maar op 'n mooi manier dalk wil reghelp. Ek dink dis 'n goeie vriend. Nou Jesus sê, ek noem julle my vriende, Johannes 15 vers 15. Ek noem julle my vriende, omdat alles wat ek van die Vader hoor, aan julle bekend maak. So daar's nie geheime nie, dis nie baas en klaas nie, ek noem julle 'n vriend. Nou wonder ek, is Jesus 'n goeie vriend? Nou as 'n mens ernstig oor vriendskap is, dan bring jy ook jou kant. As jy ernstig oor vriendskap is, dan is dit nie net vriendskap van een kant af, kommunikasie van een kant of hulp van een kant af nie, jy doen ook iets. So die vraag is, doen jy iets vir die Here? Praat jy met die Here? Kuier jy met die Here? Kan jy God se saak help en sê ek is besig met die saak van die Here, ek help die Here. Nou, wanneer dink jy sal 'n vriendskap seer kry? Ek dink 'n vriendskap sal seer kry as jy lieg. Ek wil nie 'n vriend hê wat vir my lieg nie. Ek sê eerlik, ek wil nie 'n vriend hê wat met my baklei nie. Ek wil nie 'n vriend hê wat my vloek en skel nie. Dit wil ek glad nie hê nie. Ek wil nie 'n vriend hê wat my scam nie. As jy my scam, is jy glad nie my vriend nie. As jy my indoen met geld, gaan ons nie saam braai nie, dan kan ons nie vriende wees nie. Daar's nie 'n halwe manier nie. Dit wil ek glad nie wees nie. Nou, hoor wat sê Johannes 8 vers 44, dan praat Jesus met die Fariseërs. Hy sê, julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leuen. So hy sê, kinders, nou my kinders is my vriende, ons het 'n vriendskapverhouding, al is ek hulle pa, ons is nie heeltemal op dieselfde vlak nie, maar ons is vriende, ons kan saam kuier, ons is groot mense wat saam kan kuier, saam kan lag en by mekaar wil wees. Maar as jy lieg, dan is jy jou vriend, dan is jou pa Satan, want dit is volgens sy aard. En weet jy, baie keer sê mense, ja nee, ek dien die Here, maar dis soos 'n vriend wat ek sal sê, ja ek het 'n pel daar in Bloemfontein, ek het hom lanklaas gesien, wat is sy naam nou weer? Dan sê ons nie regtig 'n vriend nie. Of as jy kom en sê, ek het 'n vriend, maar weet jy, hy's net 'n vriend daar by die kerk. Jy weet, ek het 'n pel wat net saam met my gaan jag. Ek het 'n pel wat net saam met my visvang, ek het 'n pel wat net saam golf speel, maar as ek hom in die Pick n Pay kry, groet ek hom nie, praat ek nie met hom nie, ignoreer ek hom. Nou ways, as jy sê jy's 'n vriend, dan groet jy altyd, dan praat jy altyd, dan is jy altyd daar by hom. Dan vra ek weer, is jy 'n goeie vriend? Is jy 'n vriend wat by God wil wees? Is jy 'n vriend wat jou hart wil deel? Is jy 'n vriend wat kom en sê, ek wil net tyd saam met jou spandeer? Of is jy 'n vriend wat net wil scam en eintlik nie die waarheid praat nie? Of is jy 'n vriend wat God net wil misbruik? Waar kom en sê, ek is 'n vriend, Here, ek wil U ken. Nou weet wat wonderlik is, ek kan 'n vergrootglas vat en hier op jou arm sit en jou kyk deur die vergrootglas of 'n mikroskoop. Ek kan jou deur 'n scanmasjien sit en ekstrale van jou neem. Dan gaan ek so bietjie van jou weet. Maar as ek eintlik wil weet wie jy is, dan moet ek net praat. Dan deel ek net my hart. En eintlik dis hoe vriendskap werk. As ek kom en ek deel my hart, ek praat, en hoe meer tyd ek saam spandeer, hoe meer leer ek jou ken. As jy God wil leer ken, jy moet slag net met die Here sit en praat. Net jou hart oopmaak met die Here praat, en net toelaat dat God met jou ook kan praat, dat jy net ervaar, God praat met jou, God is met jou, God is saam met jou, dan hoor jy God se hart, en God kan jou hart hoor, dan word jy 'n goeie vriend. So as jy 'n vriend van die duiwel, is jy 'n vriend van God, en doen wat die Here sê. Dankie dat in 2025 gaan jy 'n goeie vriend wees, 'n vriend van die Here. Dankie dat jy luister,
Jy's 'n great blessing.